Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Dis so lekker om vanoggend weer saam met jou in te skakel. Dankie dat jy saam met ons reis. Nou, daar is iets gevaarliker as sonde self. En dit is 'n hart wat ophou luister. Nie 'n mens wat struikel nie, maar 'n mens wat vasbyt of vashou aan sy eie pad. En Johannes 15 en Hebreërs 12 wys vir ons, God werk aktief in die lewe van sy kinders. Maar hoe reageer ons? En dit bepaal hoe daai werk lyk. Hebreërs 13 vers 15 sê, daarom moet julle nooit die vermaaning vergeet nie. Vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. Ons dink maklik, tigtiging begin wanneer dinge uitmekaar val. Maar volgens die skrif begin dit veel vroeër. Dit begin wanneer God praat. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, wanneer julle my stem hoor, met ander woorde, die eerste beweging kom van God af. Hy spreek, hy wys, hy ontbloot, en soms deur die woord, soms deur jou gewete, soms deur iemand anders wat eerlik is met jou. En die gevaar is nie dat God stil bly nie, die gevaar is dat ons gewoond raak aan sy stem en dit begin ignoreer. Moenie sy tigtiging gering ag nie. Dit beteken, moenie dit afmaak as toevallig emosioneel of oordrewe nie. Wanneer God jou aanspreek oor 'n houding, 'n verhouding, 'n sonde of nalatigheid, dit is nie iets kleins nie, dit is die wingerdhouer wat aan jou werk. En hier is die vars perspektief vandag. Selfs wanneer jy reeds vrug dra, werk hy nog aan jou. Johannes 15 vers 2 sê juist dit, elke tak wat vrug dra, maak hy skoon, sny hy af sodat wat kan gebeur, dat meer vrug kan dra. En dit beteken daar is geen ek het dit gemaak fase nie. Of geen vrug het of bietjie of meer. God is steeds besig om jou te vorm. Die verskil lê in jou reaksie. 'n verharde hart stel uit. 'n trotse hart verskoon homself. 'n nederige hart sê, Here, ek hoor. Wanneer jy vinnig reageer, bly die proses lig. Wanneer jy aanhou verskoon en aanhou uitstel, raak die proses baie swaarder. Nie omdat God verander nie, maar omdat jy nie verander nie. En hier is die dieper waarheid vandag. Baie mense vra, hoekom voel my lewe so gespanne? Hoekom voel my lewe so swaar? Maar die eerlike vraag wat ons dalk vandag moet vra is, hoe lank het ek al geweet wat is reg om te doen? Want die realiteit is, God is nie haastig om net in te breek nie. Hy is vasbeslote om te bou. Maar bouwerk vereis aanpassing. En aanpassing vra vandag oorgawe. Vandag, familie, as jy sy stem hoor, moenie uitstel nie. Moenie wag vir 'n krisis om jou sag te maak nie. Laat die Here toe om nou, vandag aan jou te werk. 'n Sagte reaksie vandag kan 'n swaar seisoen môre moontlik voorkom. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend is ons so bewus van U wat net in ons lewens werk, U wat so teenwoordig is vandag. En vanoggend wil ek kom bid dat ons sal stil staan en sal vra, Here, waar mis ek U? Waar mis ek wat reg is om te doen? Ek weet dit is, maar ek doen dit nie. Kom oortuig ons vandag deur die Gees oor daai dinge en mag ons die aanpassing bring, Here. Mag ons vandag oorgee aan U en mag U met ons werk. In Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel hierdie boodskap vandag met iemand wat dit moet hoor. Maar mag jy 'n wonderlike donderdag hê. In Jesus naam. Amen.